Nou vriende, ons is die Here dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom die woord van die Here. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal seën en dat ons ook die hart van die Bybel sal raak sien. Die hart van die Bybel is saamgevat in hierdie wonderlike woorde van die Here Jesus, dat ons die Here ons God moet lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en dan ons naaste soos onsself. Dis die hart van die Bybel en vanmôre gaan ons bietjie kyk na die gedagte, wat is die eintlike doel van om Christen of kind van God te wees? Nou so tyd terug was daar 'n verhaal wat ek gehoor het wat Dr. R.C. Sproul vertel het. Nou Dr. R.C. Sproul was 'n besondere teoloog gewees, 'n sterk leier en ook 'n geestelike leier wat baie vir die kerk van die Here Jesus beteken het die afgelope 50, 60 jaar. En ons dank die Here ook vir sy nalatenskap, maar hy vertel op 'n stadium van 'n persoon wat hom toe gekom het en vir hom gesê het, Arsie, nou wat is die eintlike doel van om 'n Christen te wees of 'n kind van God te wees? Daar's so baie opinies en daar's so baie mense wat sekere dinge sê en mense wat so leef en ander wat weer anders te leef en dis amper of dit 'n verwarrende saak is. Wat is die eintlike doel van om 'n Christen of 'n kind van God te wees? En Arsie Sproul het hom geantwoord met hierdie Latynse terme, coram Deo. Pragtige woorde, die Latynse taal wat eintlik maar beteken dat om 'n kind van God te wees is om te lewe in die teenwoordigheid van God, onder die gesag van God, tot eer van God. Is dit nie vir u mooi nie? Hy antwoord hierdie persoon wat hom gevra het, wat is die eintlike doel van om 'n Christen te wees? In hierdie Latynse terme, coram Deo, dit beteken eenvoudig dat ons lewe as kinders van die Here, in die teenwoordigheid van God, onder die gesag van God, tot eer van God. En ek gaan so 'n bietjie uitbrei daarop, want u sien, dit is so belangrik dat u en ek het vandag ook moet hoor. Want as u en ek die vraag gevra word, wat is die eintlike doel van om 'n kind van die Here te wees en waarom is jy kind van die Here en wat is jou taak en jou doel en jou rol en wat moet jy doen as kind van God op hierdie aarde? Dan is die antwoord eenvoudig. Ek lewe coram Deo, ek lewe in die teenwoordigheid van God, onder die gesag van God, tot eer van God. Dit is eenvoudig, vriende, om 'n lewe te leef met integriteit. Dis om 'n lewe te lewe met nederigheid, 'n lewe met afhanklikheid, met opregtheid, met toewyding, met een begeerte dat God in alles verheerlik sal word. Dat eer op sy naam gebring sal word en dat ek die persoon sal wees waaraan ook hierdie wonderlike lewe kan leef, waar ander mense Christus in my kan sien. Ek lees daar vir een die boek Efesiërs, hoe die apostel Paulus dan bid en hoe hierdie terme, hierdie Latynse terme eintlik in hierdie gebed na vore kom. Hy bid in Efesiërs 3 vers 14 vir hierdie gemeente en hy sê, om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Nou vers 17, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Jy sien, Paulus bid vir hierdie gemeente, dat hulle werklik hierdie God van die Bybel sal leer ken, en dan sal lewe onder sy wakende oog, onder sy gesag en autoriteit, tot eer van sy wonderlike naam. Is dit nie tog wat die Christenskap vir ons die moeite werd maak nie? Ons lewe onder gesag van die alleenwyse God, die skepper, die gewer van lewe, en ons lewe op so 'n manier, dat ons sy autoriteit oor ons lewens aanvaar. Hy is die een wat die laaste sê het, en dan lewe ons tot eer van God, sodat hy verheerlik sal word in alles. Jy onthou op 'n stadium met die Here vir sy volk Israel baie duidelik gesê, dat die heidene laster my naam, omdat julle lewe op 'n manier wat my nie verheerlik nie. En dis vandag presies dieselfde. Daar is baie mense wat die naam Christen dra en baie maklik die woord gebruik, ek is 'n Christen of ek is 'n kind van die Here. Maar as jy na hulle lewe kyk, as jy na optrede kyk, as jy na hulle woorde luister, as jy na hulle gesindheid kyk, dan dink jy by jouself, maar hoe is dit moontlik? Dink hierdie persoon dan nie God sien hulle nie, God hoor hulle nie? Daarom is dit belangrik om te lewe, soos wat hierdie Latynse terme vir ons sê, op 'n manier dat ons deur die waarheid van die woord in die innerlike mens versterk sal word en deur die skrif sal verstaan wat die hoogte en breedte en lengte en diepte van God se liefde vir ons is en in hierdie kennis sal groei, want
U sien vriende, dan sal ons lewe tot eer en verheerliking van hierdie God aan wie ons behoort. Die apostel Paulus kom daar in 1 Timoteus 1 vers 15 en verder en hy sê, dis 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Baie belangrik, aan die einde van die apostel Paulus se lewe sê hy, ek is die vernaamste van alle sondaars. Ons kan nooit op 'n punt kom dat ek sê, ek is my van geen ding bewus nie. Ek is nou volmaak nie. Hy sê, ek is die vernaamste van alle sondaars. Vers 16. Maar daarom is aan my barmhartigheid bewys, dat Jesus Christus in my, as die vernaamste, al sy lankmoedigheid sou betoon. Hoor nou, om 'n voorbeeld te wees, vir die wat in hom sal glo, tot die ewige lewe. Aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Is dit nie vir die pragtige woorde nie? En daarom, hierdie Latynse terme som eintlik baie mooi op, die vraag wat hierdie persoon aan Dr. R.C. Sproul gevra het. Wat is die eintlike doel van om 'n Christen te wees, of 'n kind van God te wees? Eenvoudig om te lewe, coram Deo. Om eenvoudig te lewe in die teenwoordigheid van God. Om te weet, elke dag sien hy my, hy hoor my, hy weet van my. Ek lewe onder sy gesag en sy autoriteit soos in sy woord aan my geopenbaar. En ek leef tot eer van sy naam, sodat ek nie oneer en skande bring op die naam, bo alle name, die God wat my lief gehad het, en my gekoop het, en my gewas het, en my aangeneem het as sy kind nie. Daarom is het belangrik, vriende, dat u en ek sal kyk. Lewe ons met integriteit, lewe ons met nederigheid, lewe ons met afhanklike gehoorsaamheid, met opregtheid, met toewyding, is my begeerte elke dag, my allerbeste vir sy allerhoogste. Ons het Sondag wat verby is hierdie pragtige lied gesing, en ek kan net vir u 'n versie of 2 daarvan lees, om die hart van hierdie boodskap saam te vat, en ek lees gou vir u die woorde. Die lied vra die vraag, oor die lewe wat ek leef, bring dit my nader, nader aan u, en die dade wat ek doen, bring dit my nader aan u. En dan sê die koorgedeelte, o liewe Heer, bring dit my nader, dis wat ek wil glo. O liewe Heer, bring dit my nader, maar liewe Heer, dink u ook so. Ag, die tweede versie sê, die praatjies wat ek praat, bring dit my nader, en die gedagtes wat ek bedink, bring dit my nader, en selfs die derde vers, en die gebede wat ek bid, bring dit my nader aan u, en die trane wat ek stort, bring dit my nader aan u. En ag vriende, hierdie lied is vir my so pragtig en so kosbaar, want dit laat my dink dikwels, die lewe wat ek leef, wat sal God daaroor sê? En wat is God se uitspraak oor my lewe, as hy vir my in 'n hoorbare stem kan sê, oor hoe ek daagliks optree? Sal hy sê, my kind, jy lewe coram Deo, jy lewe onder my wakende oog, en jy lewe onder my gesag en autoriteit tot eer van my naam. My kind, die gedagtes wat jy bedink, is gedagtes wat lieflik en loflik is, soos Filippense 4 vers 8 vir ons sê. My kind, die praatjies wat jy praat, en dit wat jy doen, is dinge wat my naam verheerlik. Ag vriende, selfs die gebede, is nie selfsugtig nie, is nie selfgesentreerd nie, maar is gebede, Here, laat ek u ken in die krag van die opstanding, terwyl ek aan u beeld gelyk word. Here, help my om hierdie genade uit te leef van ander wat in sonde vasgevang is. Here, ek wil my beklee as 'n uitverkorene van God, met innerlike ontferming en goedertierenheid en nederigheid en sagmoedigheid. Here, ek wil verdra en vergewe, soos u woord vir my sê. Here, ek vra dat u my sal leer, dat ek sal lewe tot eer van u naam. So vriende, dis die verduideliking van hierdie Latynse terme wat u al miskien raak gelees het of raak gesien het, coram Deo, en mag u en ek so lewe, dat ander Jesus in ons kan sien. Groete vir u, mooi dag verder, en mag u in my lewe ons nader bring aan die Here. Tada!